Groete in die wonderlijke naam van ons Koning Jesus Christus, geliefdes. My naam is Israel Thijs en welkom by Broodbreek, die program van die Here waar ons dagelijks hoofstukke in die Nieuwe Testament het lees, met die doel om ons Christen te versterk en te vernieuwen op 'n daaglikse basis. Vandag gaan ons voort met Handelinge hoofstuk 16 en die opskrif lees, Timotheus skryf by Paulus aan. Paulus het na Derbe gegaan en toe na Lystra. Daar het hulle Timotheus ontmoet, 'n gelowige. Sy ma was 'n Joodse Christen, maar sy pa 'n Griek. Daar was van die kant van die gelowiges in Lystra en Iconium goeie getuienis oor Timotheus. Paulus wil hom by sy vertrek saamneem. Met die oog op die Jode in daardie gebied het hy Timotheus toe besny. Almal het immers geweet sy pa is 'n Griek. Soos hulle die stede deurreis het hulle die besluite wat die apostels en die ouderlinge in Jerusalem geneem het, aan die gelowiges oorgedra om daar volgens te leef. So is die gemeentes in hulle geloof versterk en die aantal gelowiges het by die dag meer geword. Hulle het daarna deur die streke van Frigië en Galasië gereis, omdat hulle deur die Heilige Gees verhinder is om die woord op daardie stadium in die provinsie Asië te verkondig. Toe hulle naby Misië kom, het hulle Britannië toe probeer gaan, maar die Gees van Jesus het hulle nie toegelaat nie. Hulle het toe deur Misië gereis na Troas toe. Daar het Paulus in die nag 'n visioen ontvang. Hy het 'n Macedoniese man gesien wat hom staan en smeek, kom oor na Macedonië toe en help ons. Nadat Paulus die visioen gesien het ons onmiddellik Macedonië toe vertrek, omdat ons tot die oortuiging gekom het dat God ons geroep het om die evangelie daar te verkondig. Ons het van Troas af weggevaar en reguit koers gehou na die eiland Samothrake en is die volgende dag in Neapolis toe. Daarvandaan is ons Filippi toe, die hoofstad van daardie deel van Macedonië, self ook 'n Romeinse kolonie. In hierdie stad het ons 'n tydjie gebly. Op die Sabbatdag is ons na die rivier buite die stadspoort, waar ons gereken het daar 'n Joodse bidplek sou wees. Ons het gaan sit en met die vroue gepraat wat daar by mekaar was. Een van die wat geluister het, was 'n vrou met die naam Lydia, iemand wat reeds die ware God vereer het. Sy was 'n handelaar van perswolmateriaal en was van die stad Thyatira afkomstig. Die Here het haar hart oopgemaak sodat sy ontvanklik was vir Paulus se boodskap. Sy en die ander lede van haar huishouding is toe gedoop. Daarna het sy ons oorgenooi en gesê, aangesien julle daarvan oortuig is dat ek in die Here glo, kom gaan tuis by my. En sy het aangehou tot ons ingestem het. Terwyl ons eendag na die bidplek toe op pad was, het 'n slavin met 'n waarseersgees ons raak geloop. Deur haar waarsere het sy vir haar eienaars baie geld ingebring. Sy het agter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskreeu, hierdie mense is diensknegte van God die Allerhoogste. Hulle verkondig aan julle die pad na verlossing. Sy het dit vir baie dae gedoen totdat Paulus dit nie langer kon hou nie. Hy het omgedraai en vir die Gees gesê, ek beveel jou in die naam van Jesus Christus, gaan uit haar uit. Die Gees het onmiddellik uit haar uitgegaan. Toe haar eienaar sien dat hulle vooruitsig om geld te maak verdwyn het hulle vir Paulus en Silas gegryp en hulle na die leiers op die stadsplein gesleep. Hulle het hulle voor die stadsbestuur gebring en gesê, hierdie mense maak moeilikheid in ons stad. Hulle is Jode. Hulle leer vir ons gebruike wat ons, omdat ons Romeine is, nie kan aanvaar of navolg nie. Die skare het toe ook teen hulle saamgestaan. Die stadsowerhede het hulle klere van hulle laat afskeer en beveel dat hulle met stokke geslaan word. Hulle het baie houe gekry en toe is hulle in die tronk gegooi. Die tronkbewaarder het opdrag gekry om seker te maak dat hulle nie ontsnap nie. In reaksie op hierdie bevel het die tronkbewaarder hulle in die binneste sel gegooi en hulle voete in houtblokke vasgeklem. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. Skielik kom daar 'n groot aardbewing, sodat die fondamente van die tronk geskit het. Al die tronkdeure het oopgevlieg en al die gevangenes se kettinge het losgekom. Die tronkbewaarder het wakker geword en die tronkdeure waawyd oop sien staan. Hy het aanvaar die gevangenes het ontsnap en sy swaard uitgetrek om homself dood te maak. Maar Paulus het met 'n harde stem geskreeu, moenie jouself iets aandoen nie. Ons is nog almal hier. Die
Die bewaarder het toe 'n lig gevra en in die sel gestorm. Hy het begin bewe en voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle toe buite toe gevat en gevra: "Meneere, wat moet ek doen om gered te word?" Hulle het hom geantwoord: "Glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en al die lede van jou huishouding." Hulle het toe die woord van die Here aan hom en aan al die mense in sy huishouding verkondig. Al was dit reeds baie laat in die nag, het hy Paulus en Silas se wonder versorg. Hy is toe daar en dan gedoop en ook al sy mense. Toe bring hy hulle in sy huis in en sit vir hulle ete voor. Hy en sy hele huishouding was baie bly, omdat hulle nou in God geglo het. Toe dit dag word, het die stadsowerheid polisie gestuur met die boodskap: "Laat daardie mense vry." Die tronkbewaarder het toe die boodskap aan Paulus oorgedra en gesê: "Die landdroste laat weet dat julle losgelaat moet word. Julle kan dan nou vertrek, gaan in vrede." Maar Paulus het geantwoord: "Ons is sonder dat ons skuldig bevind is in die openbaar geslaan en in die tronk gestop, en dit terwyl ons Romeinse burgers is. En nou wil hulle ons sommer so stilletjies ontslaan, volstrek nie, laat hulle ons self kom uitlei." Die polisie het hierdie boodskap vir die stadsowerhede vertel, en hulle het groot geskrik toe hulle hoor Paulus en Silas is Romeinse burgers. Hulle het hulle om verskoning gevra, hulle uit die tronk gelei en hulle gevra om die stad te verlaat. Paulus en Silas is toe terug na Lydia se huis, en hulle het die gelowiges gesien en hulle bemoedig. Daarna het hulle vertrek. Amen. En daar het ons die geskrewe woord van God, geliefdes. Onthou, die Here is lief vir u.